Nou Hemelvaartdag is 'n dag wat nou nie meer deesdae op die kalenders verskyn nie. Nou ons het gehoor dat lig en duisternis het 'n manifest daar gestel om mense te help om Hemelvaartdag te hou en te eerbiedig en as Christene na te kom. Dominee Skalk, ons is nou hier by julle by lig en duisternis uitgewers. Vertel ons net so 'n bietjie van julle manifest en wat wil julle bereik met die Hemelvaartdag vieringe? Weet jy, Koot, dit is vir ons so 'n geweldige belangrike dag. As 'n mens nou dink aan al die Christelike vakansiedae, dan weet ons 'n paar van hulle het nou maar uiteindelik van die kalender af verdwyn en die eerste een wat verdwyn het was Hemelvaartdag. En dit is 'n mense dink baie keer as jy nou gaan lees in die geskiedenis en kyk na die ANC regering se verduideliking en hulle sê hulle wou graag 'n bietjie meer inklusief gewees het met die kalender en dit nie net so eksklusief Christelik gemaak het nie, dan is dit nou hulle verduideliking, groter inklusiwiteit. Maar as jy mooi gaan ontleed, dan kom jy agter, maar daar sit iets groter daar agter. Want Hemelvaartdag is 'n geweldige belangrike politieke stelling in 'n sekere sin. Dit sê wie is die werklike koning. En om daardie dag van die kalender te verwyder het iets geweldigs gedoen. Dit het gesê, julle kan julle koning hê, maar hy is nie koning oor alles en almal nie. Hy kan koning in julle kerke wees, hy kan koning in jou hart wees, hy kan koning in jou huis selfs wees, maar hy is nie noodwendig koning van Suid-Afrika nie. En ons wil met hierdie Hemelvaart manifest sê, maar kom ons kom net weer terug na die Bybelse waarheid, wat erken dat Jesus Christus, voordat hy opgevaar het na die hemel toe, gesê het, aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde. En toe het hy sy magsposisie van koningsheerskappy aan die regterhand van die Vader gaan inneem. So ons wil graag hê dat die 80% Christene, die wat, kyk as jy nou na die sensusopnames kyk, dan is min of meer 80% van Suid-Afrika se inwoners wat identifiseer as Christene. En ons wil hê hulle moet daardie belydenis opneem, dit toeëien, dit prakties gaan uitleef, vir die regering sê wie is werklik in beheer. Nie net vir die regering nie, vir enige instansie wat hulle in 'n magsposisie wil plaas en wat wil maak asof hulle in beheer is en asof hulle die sê het oor dinge, selfs wêreldmagte, teenoor hulle wil ons bely. Daar is net een koning, dit is Jesus Christus. Ek wil nou vir jou sê, ons het nou ook so te hore gekom, dat eintlik weet ons dit al, maar ek probeer dit nou maar net weer beklemtoon, dat in Orania word Hemelvaartdag, is dit 'n totale vakansiedag. Niks mag, besighede maak toe, alles gebeur en dit is 'n dag wat dan gewy word aan die hemelvaart van Jesus Christus. Is dit nie 'n voorbeeld nie? En hoe gaan ons dit hier in Suid-Afrika? Laat ek dit so in Suid-Afrika in ons geleedere regkry, kerke, gemeenskappe, skole? Fantastiese voorbeeld van hoe dit prakties kan lyk wanneer die koningskap van Jesus Christus nie geïsoleer word tot die geestelike deel van 'n mens se lewe of tot die kerklike sy van ons openbare bestaan nie. Nee, want as ons sê dat Jesus Christus koning oor alles en almal is, dan beteken dit hy is op elke terrein van die lewe koning. Hy is koning van my persoonlike lewe. Hy is koning oor my denke, hy is koning oor my huwelik, hy is koning oor die manier hoe ek my kinders grootmaak, hy is koning oor hoe ek besigheid doen en hoe ek uiteindelik ook my samelewing inrig. En daarom is dit so 'n goeie voorbeeld vir ons, want wat die ouens op Orania gedoen het is om regtig hierdie belydenis dat Jesus Christus die koning is, grond toe te bring en te sê, ons wil ons samelewing inrig op ons knieë voor die koning. En dit is eintlik wat ons wil regkry reg oor Suid-Afrika. Mense vra baie keer vir ons, maar wil julle nou hê Hemelvaartdag moet weer 'n amptelike vakansiedag op die kalender wees? Ek gee nie om nie. Dit hoef nie 'n amptelike, dit sal wonderlik wees as dit is. Dit het natuurlik weer die gevaar dat dit maar net nog 'n geleentheid is om 'n lang naweek daarvan te maak. So eintlik verkies ek dat dit nie 'n amptelike vakansiedag is nie, maar wat ek graag sal wil sien gebeur, is dat Hemelvaartdag 'n de facto vakansiedag raak. Wat bedoel ek daarmee? Wanneer jy het nou gevra, wat kan ek doen in my besigheid, in my skool, in my instansies, waar ek ook al betrokke is. As ons as gelowiges hierdie dag opeis en sê, dit is die dag waar ons in die besonder teenoor die wêreld, teenoor ons samelewing wil erken dat Jesus Christus die koning is, dan gaan ons daardie dag vier, soos wat die Nederlanders Koningsdag het in Nederland.
Nou, dis 'n groot vakansiedag by hulle. Hulle verf omtrent die hele Nederland oranje. Want die huis van Oranje, die koningshuis van Oranje-Nassau, word gevier op daardie dag. Maar ons het 'n groter koning, 'n belangriker troonbestygingsgeleentheid as dit, en dit gebeur met Hemelvaartdag. So, wat kan ons doen? Ons hoef nie noodwendig 'n amptelike vakansiedag te hê nie. Maar jy kan, as jy 'n Christelike werkgewer is, vir jou werknemer sê, Christus is koning, ek gee julle af, gaan vier die koningskap van Jesus Christus. As jy 'n werknemer is, en jou werkgewer wil jou nie afgee nie, vat 'n dag verlof. Maak 'n stelling daardeur om te sê, hierdie dag is werklik vir my belangrik, want die koningskap van Christus is vir my belangriker as 'n dag ekstra verlof, wat ek later in die jaar kan gebruik. As jy by 'n skool betrokke is, en jy sê, jy staan vir Christelike waardes, en jy staan vir die koningskap van Jesus Christus, bevestig dit met jou dade. Sluit die skool op daardie dag, maak nie saak wat die regering of die departement sê nie. Kry ten minste 'n dominee in of iemand in wat 'n diens kan kom hou vir die kinders en kan kom praat oor die hemelvaart en wat beteken die koningskap van Jesus Christus. Hoe kom dit in die praktyk ook na vore in 'n mens se lewe? En dan die belangrikste van alles is, gaan kerk toe. Gaan kerk toe, kom voor die aangesig van die lewende God. Voor Jesus Christus, die een wat op die troon sit, gaan buig voor hom, gaan kniel voor hom, gaan erken sy koningskap in die erediens voor sy aangesig. Hoekom is hemelvaart daardie dag toe hy nou hemel toe is? Hoekom is dit belangrik vir 'n Christen se geloofslewe? In die eerste plek, in tweede plek, dis ook waar ons aangeval word as in die identiteit van ons Christenskap. Om te sê, ag, dis sommer net stories en dit het nie regtig gebeur nie en sulke goede. Hoekom is daai gebeurtenis in die Bybel geskiedkundig bewysbaar of is dit nie? En dan ook die ander vraag is, hoekom is dit belangrik vir 'n Christen? Dis definitief 'n historiese gebeurtenis, dis gedokumenteer, dit word in Handelinge vir ons gedokumenteer deur mense wat dit gesien gebeur het. Wat vir ons baie belangrik is dat die Here Jesus nie net in 'n geestelike gedaante opgevaar het na die hemel toe nie. Wat vir ons ook iets van die werklikheid van die hemel uitbeeld, nee, hy het met sy verheerlikte liggaam, hoe weet ons hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, maar nog steeds 'n liggaam soos wat ek en jy het, want hy het na sy opstanding uit die dood uit kon mense aan hom vat, hy het geëet, en die kos het nie net verdwyn in die sin van, of mense het nie gesien, hier val die kos op die grond nie, dit is deur sy liggaam opgeneem, hy het sy normale liggaamlike funksies gehad, na sy opstanding uit die dood uit, met die verskil dat hy 'n verheerlikte liggaam gehad het, en met daardie liggaam het hy opgevaar na die hemel, met daardie liggaam verteenwoordig hy ons ook by die Vader, en dit gee ons natuurlik vrymoedigheid. Dit gee ons vrymoedigheid om, maak nie saak wie in beheer is nie, maak nie saak wat die omstandighede rondom ons is nie, getroos in hierdie lewe te leef, want ons weet wie is in beheer, ons weet wie regeer werklik, ons weet wie die scepter in sy hand, soos Psalm 110 sê, dat die Here, aan my Here, sê Dawid, die scepter van mag oorhandig het, sodat hy regeer. So ons weet dinge loop skeef, en ons weet dinge is nie wat dit moet wees in die wêreld nie, maar een ding waarvan ons baie, baie seker is, en dit word deur hemelvaart vir ons bevestig, God is in beheer van die wêreldgeskiedenis, en al loop dinge nie soos wat ons dink dit behoort te loop nie, hy is besig om sy planne uit te voer, hy is besig om die boekrol wat die lam waardig is om oop te maak, waarin die eindgebeure van die wêreldgeskiedenis opgeteken is, om daar die eindgebeure te laat afspeel volgens sy beplanning. En vir ons is dit 'n troos dat die een wat alle mag het, in beheer is van die afloop van die geskiedenis. Dominee Skalk, baie dankie. Net gou vir die mense wat belangstel om daai manifest van julle dan nou in die hande te kan kry, om dit te kan gebruik om, kom ons sê met Hemelvaartdag, iets aan te bied. Waar kry hulle hom en hoe kan hulle maak? Goed, hulle kan sommer net Google, Hemelvaart Manifest, en hulle sal Lig en Duisternis uitgewers sien, hulle kan ook op ons webblad gaan kyk, dis ook daar beskikbaar, maar Google sommer net Hemelvaart Manifest, as jy in die soektog om gekry het, klik op hom, dan maak hy oop, dan verduidelik hy natuurlik nou eers vir jou waaroor gaan die manifest, dan is daardie manifest wat ons opgestel het, is in 4 tale beskikbaar. Hy is in Afrikaans, in Engels, in Zulu en in Sotho beskikbaar. So ons het dit juist so gaan vertaal, want ons wil hê dat gelowiges uit die breër Christelike agtergrond uiteindelik aan hierdie dag moet deelneem. Want ons almal erken tog die koningskap van Jesus Christus. So as jy weet van mense in ander kultuurgroepe
wat hierdie sentimente met ons deel asseblief hierdie manifest met hulle, sodat hulle dit ook in hulle taal met hulle mense kan deel. Dan het ons ook op daardie blad is daar 'n petisie wat jy kan teken en ek wil graag die ouens aanmoedig, gaan teken daardie petisie want ons wil uiteindelik ook 'n skrywe aan die regering rig waarin ons hulle wil herinner aan die koningskap van Jesus Christus en dat hulle ook ondergeskik is en dat hulle gesag afgelei is en dat hulle met die vergunning van die koning van die konings regeer en daarom ook 'n verantwoordelikheid het ten opsigte van hoe hulle regeer. So daardie skrywe wil ons aan hulle rig en ons wil graag die handtekeninge van die ouens wat die petisie onderteken het saamstuur. Maar gebruik hierdie manifest. Die manifest gee 'n lekker gespreksgeleentheid. Dis 'n 1 bladsy dokument wat 'n samevatting is van dit wat ons glo gebruik het om gesprekke aan die gang te kry. Versprei dit asseblief. Versprei dit oralster op sosiale media, op julle WhatsApp netwerke. Enige iemand wat jy dink 'n belang hierby sal hê, deel dit sodat ons hierdie boodskap so wyd en so ver as moontlik kan vat. Ons sê dankie vir Dominee Skalk. Julle het nou al klaar vir die mense, ons kykers, die toerusting gegee en dit is genoeg toerusting sodat jy ook kan standpunt inneem op Hemelvaartdag. En moenie skaam wees nie. Staan op, staan uit en staan jou man, wees wie jy is in Christus. Dankie.